hier aan die einde van verlede jaar het daar hier en daar op 'n sosiale platform het daar gesprekke begin ontwikkel rondom artikel 235 oor die akkoord op Afrikaner selfbeskikking wat op sosiale media redelik ernstig toegedebatteer is deur sekere individue en waar sekere stellings gemaak word oor die party, dat die party het niks daaraan gedoen nie, die party het met opset sy rug gedraai op selfbeskikking, ons stel nie belang daaraan nie ensovoorts. En dit het redelik veld toegeneem en dit het later gelei tot wat bekend sou staan as die sogenaamde slag van Centurion, wat 'n optog en 'n betoging sou wees by die party se hoofkantoor hierdie jaar op die 2de Februarie, waar daar 'n appel was op mense om op te ruk en van die party en sy leierskap ontslae te raak, want ons is dan nou 'n klomp kriminele wat basies die volk verraai het ensovoorts. En ek sal terugkom na daardie geleentheid toe. Ek wil egter begin deur vir u net die konteks te gee en die agtergrond te gee van waar kom ons vandaan en hoe het die dinge ontwikkel rondom artikel 235 en rondom selfbeskikking. En ek aanvaar dat van u wat op die gesprek vanaand is, weet presies waaroor dit gaan, want u was betrokke by die Vryheidsfront Plus van die begin af. En u sal dan weet, van u was betrokke by die KP of van ander politieke partye in daardie tyd en u ken die omstandighede in die tyd van die oorgang hier rondom 94. Maar ek aanvaar ook hier is mense in die groep wat vanaand saamgesels wat nie op daardie stadium betrokke was by die Vryheidsfront of die KP nie, of dalk glad nie by die politiek nie, van ons jonger mense wat dis 30 jaar later, wat eers later by die politiek betrokke geraak het, dra nie noodwendig kennis van die agtergrond nie, en vir u mag dit dalk totaal vreemd en 'n nuwe konsepte wees wat ons vanaand met mekaar gesels. Ek wil begin daarom net vinnig die konteks te gee en ek gaan vinnig 'n geskiedkundige aanslag neem daaroor. In 1978, en ek gaan ver terug, het meneer P.W. Botha die eerste minister geword van Suid-Afrika. En in daardie tyd het die veldstryd toegeneem wat die ANC betref, dit het meer van 'n militêre konflikstryd geword, en was daar die tyd wat gepraat was van die sekurikrate, waar dit baie meer 'n staatkundige, nie staatkundig nie, maar 'n meer militêre tipe optrede was. En toe het ons gekom in 1989 by 'n algemene verkiesing. En meneer P.W. Botha was die eerste minister en in aanloop tot daardie proses het hy 'n beroerte gehad en was daar gevra wat gaan die Nasionale Party doen? En kort voor die verkiesing het die Nasionale Party van leierskap verander en is F.W. de Klerk verkies as die leier van die Nasionale Party. En daardie verkiesing was kwaai gedruk oor is daar sprake daarvan dat daar onderhandeling sou wees met die ANC. Op daardie stadium is die ANC nog verband gewees, die Nasionale Party het dit ten sterkste ontken en verskeie beloftes gemaak in daardie verkiesing van eie gemeenskappe, eie skole, alles beskerm ensovoorts en hulle sal nie praat met die terroriste die ANC nie. Kort na die 89 verkiesing aan 1990, die 2de Februarie van 1990 met die opening van die parlement, het F.W. de Klerk toe die ANC ontban. Hy het aangekondig dat hulle van Nelson Mandela vrylaat en dat hulle 'n proses aan die gang wil sit om te onderhandel vir 'n nuwe grondwetlike bedeling in Suid-Afrika. Dit was 1990. Op daardie stadium was baie van ons wat nog in die leierskap van die Vryheidsfront Plus is in die KP gewees. Ek was 'n jong KP parlementslid, ek was 2 jaar in die parlement. Dr. Groenewald was 'n jaar van tevore in 89 ook verkies tot die parlement. Dr. Pieter was daar saam met ons was KP jong parlementslede gewees. En uit die aard van die saak het ons die Nasionale Party direk aangevat en uitgespel die implikasies van waartoe dit sal lei as jy die ANC ontban en in 'n een mens een stem verkiesing sou ingaan. Jy mag onthou dit het gelei na 'n referendum toe op die 17de Maart 1992. En die referendum was gewees onder andere of daar voortgegaan moet word met die proses van onderhandelinge, want toe was die NP al reeds in onderhandelinge met die ANC betrokke na die ontbanning van die ANC by Codesa 1. Die vraag was so gewees, is jy ten gunste van onderhandelde skikking om Suid-Afrika vorentoe te vat, so 'n baie wye bewoording, wat jy nie eintlik voor kon nee sê nie, alhoewel as jy geweet het waartoe dit sou lei, kon jy nie anders as om nee te sê nie. Die uitslag het gekom, en 68,7% van kiesers het ja gestem en gesê die Nasionale Party moet voortgaan. Dit was 1.924.186 stemme, en 31,2% het in daardie referendum nee gestem en gesê, moenie voortgaan hiermee nie, dit gaan Suid-Afrika vernietig. Dit was 875.619 mense. Die land was gedeel in streke gewees op daai stadium, groter as die provinsies wat die 4 provinsies was. En die enigste streek wat in daai nee-stem uitgebring het, was die Noord-Transvaal gewees. Noord-Transvaal het op daai stadium nee gestem wat later Limpopo sou word. Daar is met onderhandelinge voortgegaan en
CODESA 2 het plaasgevind in 1993 deurlopend, en dit het gelei tot aan die einde van 1993 Desember maand, toe die interim grondwet aanvaar is, 'n tydelike grondwet, 'n interim grondwet in Desember 1993 aanvaar, wat die weg voorberei het dan vir 'n een mens een stem verkiesing wat in 94 plaas sou vind. In April 93 was daar die moord op Clive Derby Lewis, en het die ANC onmiddellik om orde te kry uit hulle oogpunt uit die Nasionale Party se arm gedraai en in 'n verkiesingsdatum ingeforseer vir 'n jaar later, 27 April, lank voordat die onderhandelinge afgehandel was, wat gemaak het dat die Nasionale Party vasgedruk was teen 'n deadline wat die verkiesing was om alles deurgeforseer te kry wat die ANC se strategie was. In daardie tyd het die Afrikaner Volksfront tot stand gekom, wat 'n organisasie was bestaande uit 'n veelvoud van partye, 'n hele klompie politieke partye. Die KP was lid daarvan, die AEB was lid daarvan, die HNP was lid daarvan, en ander kultuurorganisasies was deel daarvan gewees, as ook dan 'n direktoraat van militêre persone, 'n paar generaals, generaal Constant Viljoen, generaal Kobus Visser, generaal Bischoff en een of twee ander. En die organisasie was 'n breë oorkoepelende organisasie wat weerstand gebied het teen die oorgawe wat plaasgevind het. Van ons wat in die KP betrokke was ook betrokke by die Afrikaner Volksfront, en het daar 'n onderhandelingsproses ontstaan buite CODESA met die ANC direk vanaf die Afrikaner Volksfront. Ek self was deel van daardie onderhandelingsgroep, Dr. Pieter Mulder was deel van daardie groep, daar was ook ander parlementslede wat deel was van daardie groep. En het ons met die ANC in onderhandelinge gegaan om te probeer om te beding wat ons kon beding, buiten die CODESA proses. Dan moet in gedagte gehou word dat die hele gees en tendens op daai stadium was weg van etnisiteit, weg van die erkenning van die verskeidenheid in Suid-Afrika, weg van erkenning van geografiese gebiede, weg van tuislande. Die tuislande sou later tot niet gemaak word, Ciskei is omvergewerp, Bophuthatswana is omvergewerp kort voor die verkiesing. Weg van enige iets van verskeidenheid. Die antwoord is na die ander kant toe, almal saam, een reënboognasie, vat net saam hande en gaan vorentoe. Teen daardie hele tendens in probeer ons selfbeskikking onderhandel vir die Afrikaner. En sê nee, die Afrikaner wil vryheid hê, ons wil ons eie ding kan doen en ons wil 'n volksstaat hê. Volksstaat bedoelende 'n geografiese gebied met ons eie regering wat ons oor onsself regeer en eintlik daarmee sê ons wil nie deel wees van die nuwe Suid-Afrika nie, ons wil ons eie ding op ons eie manier kan doen, en dit is waaroor die onderhandelinge op daardie stadium met die ANC gaan. Nou die aard van die saak om teen daardie gees van die tyd in te argumenteer was 'n bitter moeilike een, en terselfdertyd het generaal Viljoen in die Volksfront 'n strategie gehad om aan die een kant te onderhandel, maar aan die ander kant was daar die stilswygende dreigement van geweld. Daar was 'n stilswygende dreigement van 'n burgeroorlog, dat as ons nie ons sin kry nie, dan sou ons die wapen opneem en weerstand bied in 'n burgeroorlog teen die ANC. En mens kan lank in die detail daarvan ingaan. Daar was 'n organisasie met die naam van die Boere Krisisaksie, waar generaal Viljoen ongeveer 60.000 weermag, voormalige weermag, burgermag en weermag mense gehad het wat die wapen kon opneem as dit nodig sou wees, maar dit sou lei na 'n burgeroorlog, en dit was 'n moeilike een om aan die een kant te dreig vir oorlog, aan die ander kant om te probeer beding die maksimum wat jy kon kry uit 'n vyhandige ANC-regering uit, met geen hulp van die Nasionale Party nie, want die Nasionale Party was nie geïnteresseerd in selfbeskikking nie, hulle was nie geïnteresseerd in die Afrikaners se saak nie, hulle was maar te graag geneig om saam met die ANC op te gaan in 'n nuwe bedeling, waar hulle vir hulle self onderhandel het 'n regering van nasionale eenheid, wat beteken dat meneer de Klerk adjunkt president sou word as hulle 20% van die stemme sou kry, en waar daar sekere poste sou wees in 'n gesamentlike kabinet vir sekere van die ministers, vir Pik Botha, vir Rolf Meyer en van die ander. Dit is waarmee hulle besig was. Dit was 'n tyd waar daar spoorlyne opgeblaas is, dit was 'n tyd waarin Eskom kragpale opgeblaas is, dit was 'n tyd van konflik in alle opsigte, ook in die swart wêreld was daar groot swart op swart geweld en is honderde, indien nie duisende mense dood in konflik en geweld. Die ANC was besig met sy hele strategie van om mense te intimideer en bang te maak. Dit was die tyd van die necklace situasie, waar enigeen uitgewys het as 'n impimpi, wat kamstige uitverkoper is, en dan op 'n wrede manier met 'n motorband aan die brand gesteek is met petrol oor, om die plaaslike bevolking te skok en bang te maak om maar saam met die ANC te gaan. Nou in daardie tyd word daartoe onderhandel van ons kant af, en ons slaag daarin om met die ANC ooreen te kom
om in die grondwet in te kry beginsel 34. Die interim grondwet het sekere bepalings gehad soos enige normale grondwet. Maar die groot geveg was dat die ANC was nie geïnteresseerd in 'n grondwet op daai stadium wat hulle gaan bind nie, want hulle wil 'n grondwet skryf na die verkiesing in 94, nadat hulle 'n verkiesing gewen het, nadat hulle die meerderheid het, dan kan hulle bepaal wat staan in daai grondwet. Hulle die Nasionale Party gedruk tot op die punt wat daartoe aanvaar is, dat die interim grondwet is tydelik, en al wat van die interim grondwet sou bly bestaan, is 'n skedule, 'n aanhangsel. En dit het bekend gestaan as skedule 4, waarin sekere breë grondwetlike beginsels opgeneem geword het. Beginsels soos Suid-Afrika moet 'n regstaat wees. Dit moet nie rassig wees. Dit moet voorsiening maak vir die verdeling van gesag tussen regsprekend, wetgewend en uitvoerend. Breë grondwetlike beginsels wat dan die grondwetskrywende vergadering na die 94 verkiesing sou bind, dat hulle grondwet moet skryf wat daaraan voldoen. Ons het onderhandel met die ANC en toe het ons aan die einde by kon voeg beginsel 34. En beginsel 34 het eksklusief gegaan oor selfbeskikking, deur te sê dat enige gemeenskap, gebind deur 'n gemeenskaplike taal en kultuur erfenis, dis 'n ander definisie vir die term volk, maar in die konteks van die tyd was selfs die begrip volk, was nie 'n begrip wat gebruik moes word nie, daarom is dit omskryf as 'n gemeenskap, gebind deur 'n gemeenskaplike taal en kultuur erfenis, dis 'n volk. Is geregtig op selfbeskikking binne Suid-Afrika op 'n geografiese basis of andersins, mits daar voldoende steun daarvoor is, en verder een of twee verdere bepalings. Ons het ook daarin geslaag om in te onderhandel die totstandkoming van die beginsel en die bepalings rondom 'n volksstaatraad, wat tot stand sou kom na die verkiesing, wat dan ingestel moes word by wetgewing om 'n raad daar te stel om die hele konsep van 'n volksstaat te ondersoek. En verder het ons daarin geslaag om dan 'n akkoord te onderhandel wat bekend staan as die Afrikaner Akkoord. Die Afrikaner Akkoord het ons deurlopend onderhandel met die ANC en tot op 'n punt gekom waar dit toe onderteken is op die 23ste April 1994, 4 dae voor die verkiesing in die Uniegebou in Pretoria, is dit onderteken. Dis onderteken deur generaal Viljoen namens die Vryheidsfront op daai stadium, dat 'n klop ander geskiedenis gebeur in tussentyd. Die van ons wat betrokke was by die Volksfront en by die onderhandelingsproses, is later geskort uit die KP uit. Ons is geskort omdat ons geweier het om te stem teen dit wat ons onderhandel het. Daar is van ons verwag om te stem daarteen, en ons gesê, jy kan nie stem teen wat onderhandel is nie, jy gaan op daai stadium niks anders kry nie. Maar in elk geval, ek gaan vinnig oor die geskiedenis, en is die akkoord toe onderteken deur generaal Viljoen namens die Vryheidsfront, deur Rolf Meyer namens die Nasionale Party regering, deur minister wat later adjunkpresident sou word, Thabo Mbeki namens die ANC, en twee getuies, Jurgen Kegel en generaal Constant Viljoen se broer Abraham Viljoen. Dit was die getuies. Daar was ander mense uit buiteland teenwoordig van die ambassades, die Amerikaanse ambassadeur, die Engelse ambassadeur. Hulle het dit bygewoon as getuies, maar hulle het dit nie geteken as getuies nie. Daar was meer as een kopie van die akkoord gewees, en van hulle het van iemand het gaan vra, ek dink dit was Klaus van der Rob, wat van Duitsland af was, en as hele geskiedenis rondom Klaus van der Rob, het van hulle op die buiteblad geteken om hulle ondersteuning te gee as getuies, maar hulle is nie formele getuies wat onderteken het nie, en so die Afrikaner Akkoord tot stand gekom. Dit was 23 April 1994, 27 April 94 het die verkiesing plaasgevind, en het die Vryheidsfront Plus beduidend goed gevaar onder die omstandighede as 'n party wat gestig is, 5 weke voor die verkiesing. Ons het gekry ongeveer 639.000 stemme op provinsiale vlak, en oor die 400.000 op provinsiale vlak oor die 639.000, en op nasionale vlak ongeveer 440.000 stemme op nasionale vlak. Dit het veroorsaak dat die Vryheidsfront Plus 9 parlementslede gehad het in die parlement, as ook 5 senatore. Toe was dit nog nie die Raad van Provinsies nie, dit was 'n senaat. En daar was 5 senatore verkies, en kon ons op daai basis aangaan, en ons het ook in die provinsies verteenwoordiging gehad, onder andere in Gauteng het ons 5 wetgewerlede gehad, en in die ander provinsies minder. Gauteng was die meeste. En daarna is voortgegaan in die onderhandelingsgesprek met die ANC, om dan die akkoord se bepalings rondom die Volksstaatraad te implementeer. En onderhandelinge het plaasgevind in terme waarvan wetgewing voorberei is, die wet op die Volksstaatraad. Die wet is deur die parlement gevoer, en die Volksstaatraad het bestaan uit 20 lede, en die wet het gesê, die Volksstaatraad se 20 lede is mense wat verkies word
deur parlementslede wat staan vir selfbeskikking vir die Afrikaner. Nou in die praktyk het dit beteken is basies net ons in die Vryheidsfront wat daai aanstelling gedoen het. Die Nasionale Party wou niks met selfbeskikking te doen hê of die Afrikaner se saak nie, ook nie die DA op daai stadium, toe was dit nog die Demokratiese Party, ook nie die IFP of die ANC nie. Ons het basies dit kon aanwys as dan die lede van die Volksstaatsraad, en die Volksstaatsraad het met sy werk begin. Nou wil ek net een oomblik stil staan en sê, teruggaan na waar die gesprek in 'n sekere mate vandaan kom. Twee individue het begin om die ding nou groot lig te gee en 'n groot storie te maak oor die verskriklike verraad wat na bewering deur die Vryheidsfront Plus in sy leierskap gepleeg sou wees. Die een is Hein Mens, nie Hein Mens, my verskoning Hein Mens, Hein Marx. Nou moet ek vir julle sê, en ek gaan nie vanaand in detail ingaan nie, as daar vrae is daaroor sal ek dit hanteer. Hein Marx het opgedaag by die Vryheidsfront in 2014. 2014 het hy opgedaag by die Vryheidsfront Plus en betrokke wou raak en hy wou gou 'n groot verskil kom maak rondom selfbeskikking. Dit is 21 jaar na hierdie gebeure, 21 jaar, en dan moet ek vir julle sê, vir daardie 21 jaar was hy nêrens betrokke by die Vryheidsfront, by die Afrikaner se saak, of daar enige rekord van waar hy teenwoordig was om die saak van selfbeskikking of die Afrikaner te bevorder. Hy was nie daar nie. Die ander persoon wat nou 'n groot storie daarvan maak en sy platform gebruik het om hierdie storie nou hoop op te blaas oor die groot verraad, is Colleen Serfontein, wat 'n platform het waar hy van tyd tot tyd goed aanbied, en dan moet ek vir julle sê, ek het hom seker al 5 keer gekontak en gesê, ek daag jou, skep 'n platform wat ons direk lewendig op die lig hierdie goed argumenteer, en hy vermy dit soos die pes, en ek wonder hoekom. Colleen Serfontein is tans 72 jaar oud. Dit beteken, 30 jaar gelede toe hierdie goed plaasgevind het, was hy 42. 42, iemand op 42 wat by die politiek betrokke was, wat by die Afrikaner saak betrokke was, moet sekerlik weet van die gebeure rondom die Afrikaner Akkoord, die hele ontwikkeling rondom generaal Viljoen in die Vryheidsfront Plus, die hele ontwikkeling rondom die Volksstaatsraad. Hy weet daar niks van af nie, hy was 42 jaar oud. Hoekom weet hy niks daarvan af nie? Op sy eie erkenning af het hy in die 92 referendum ja gestem. Hy was een van die ja-stemmers. Nou, meeste ja-stemmers was nie mense wat op daai stadium gefokus het op die Afrikaner, of op vryheid, of op selfbeskikking. Hy erken ook in sy eie weergawe dat hy in die 94 verkiesing vir die IFP gestem het. Hy was nie naby die Afrikaner of die saak waarmee ons besig is vir meer as 30 jaar nie. Hy ontdek die akkoord verlede jaar, in die tweede helfte van verlede jaar, 30 jaar na die tyd, en hy beskuldig ons van verraad. Nou ek steur my nie verskriklik baie daarin nie, want ek beskou dit werklik as onkundigheid en as mense wat nie wat die feite wil weet nie. En as julle dan sê, kom ons hou 'n lewendige debat, nie 'n geredigeerde debat nie, 'n lewendige debat voor wie ook al wil kyk, dan skram hulle daarvan weg en ek kry geen maniere geleentheid om met hulle in debat te gaan nie. Die bewering word gemaak dat die akkoord weg is, of weg was. Daar was eers 'n storie wat die akkoord is nie onderteken nie, wat natuurlik nonsens is. En daarnaast daar gesê dat die akkoord weg was. Hein Marx moes die akkoord gaan soek en hy het hom in Duitsland gekry. Nou kan ek vanaand vir u kategories sê, daai akkoord was nooit weg nie. Hy was nooit nie ter sprake nie. Hy was beskikbaar te alle tye vir wie hom ook al wou gehad het. Om die waarheid te sê, die oorspronklik ondertekende akkoord was op rekord gehou by Departement Staatkundige Ontwikkeling se kantore in Pretoria en is jare wat gelede aan my broer oorhandig en vir hom gesê, hier is dit, julle kan meer waarde daaraan heg as wat die huidige regering sal doen. Maar kopieë van die akkoord was nooit nie ter sprake gewees nie. Om die waarheid te sê, ek kan vir julle voorlegging wys wat ons in 2009 in Genève gaan doen het voor die VN, waarin ons volledig aanhaal uit die Afrikaner Akkoord en ons beroep op die akkoord om ons saak te stel oor selfbeskikking vir die Afrikaner in 2009. Dit was deurlopend nooit ter sprake dat dit weg is nie. Wat is die probleem? Waaroor gaan dit hier? Ek dink dit gaan daaroor dat ons as Afrikaner volk besef, of dalk besef almal dit nie, ons het ons vryheid verloor. Ons het die reg om oor onsself te regeer verloor. En dit is nie noodwendig aan ons eie skuld te wyte nie, gedeeltelik dalk ja, toe 2/3 van ons mense in 92 ja stem, het hulle ja gestem om hulle soewereiniteit en die reg om oor hulle selfbeskikking uit te oefen, prys te gee. Hulle het ingestem
om die regeermag af te gee aan 'n meerderheid wat sedert 94 nou vir 30 jaar oor ons regeer. En ons wat in daai tyd betrokke was, het hewige debatte en gevegte met die ANC en die Nasionale Party gehad, eers met die Nasionale Party. En jy moet onthou, voor 94 was die parlement die hoogste gesag, die parlement was soewerein. Daarom wat hy bekend gestaan as die Volksraad, verkies deur die volk, sy verteenwoordigers om die wil van die volk uit te oefen. En die Volksraad het die hoogste gesag kon die besluite neem. Toe die Nasionale Party beweeg na 'n situasie waar almal in Suid-Afrika volle gelyke stemreg sou hê, was die onmiddellike implikasie daarvan dat daar dan 'n ander meerderheid sal wees. Dat as gevolg van die demografiese werklikheid sal dit 'n swart meerderheid wees met 'n swart regering. Dit was onafwendbaar so. En toe is daar vinnig planne gemaak om weg te kom van die idee van parlementêre soewereiniteit, waar die parlement die hoogste gesag is wat kan besluite neem, en was die gedagte, kom ons beweeg na 'n regstaat toe, met 'n grondwet wat dan verskans is. En dan is die teorie, dit maak nie saak wie die mag nie, dit maak nie saak wie is die regering nie, die grondwet gaan jou verplig om te regeer volgens die bepalings van die grondwet, sodat jy eintlik ons regeer asof ons onsself regeer, want al die regte bepalings is in die grondwet. Julle kan gaan kyk na debatte wat ons in daai tyd gehad het, 30 jaar gelede in Hansard. Ons was natuurlik ons tyd met al respek jare te vroeg en vooruit om die goed uit te spel, selfs vir die Nasionale Party minister, selfs vir F.W. de Klerk. Ek het in verskeie debatte vir F.W. gesê, en wie interpreteer jou grondwet? Die regters. En waar kom die regters vandaan? Hulle is nie goddelike wesens wat uit die hemel volmaak neerdal nie, hulle is mense wat gevorm is in terme van hulle denke, hulle agtergrond en waar hulle opgevoed is en opgelei is. Ons het oor jare gesien hoe die regsbank getransformeer is, tot waar jy nou weet hoe lyk die regbank, en natuurlik tree op soos wat hy sal optree. Die vergrype van die ANC, wat hierdie land vernietig het die afgelope 30 jaar, is al daardie vergrype is plaasgevind binne die konteks van die huidige grondwet. Die huidige grondwet kon dit nie voorkom nie. Die huidige grondwet kon dit nie keer nie. Ten spyte van al die beweerde wonderlike bepalings, die sogenaamde wigte en teewigte wat ingebou is in die huidige grondwet, kon dit nie keer nie. Ek dink baie van ons mense se woede en aggressie, en wat gevolg het op die Marx stories en Colin Serfontein se beweringe van verraad en ons het niks gedoen nie, is gerig aan die verkeerde adres. Ons is almal bitter vies en bitter kwaad oor wat oor ons gebring is, oor wat die Nasionale Party met sy oorgawe oor ons gebring het, wat oor ons gekom het met 'n ja-stem van 2/3 mense, wat ons basies uitverlewer het aan 'n swart meerderheidsregering. En dis nie demokrasie nie. Ons het hoeveel keer argumenteer, een mens, een stem beteken nie demokrasie in 'n so verdeelde diverse staat nie. Dis bloot tirannie van die meerderheid. Die toets vir 'n demokrasie in so diverse land is watse stappe neem jy om die regte van minderheidsgemeenskappe te beskerm. En daarom het die party klomp jare gelede reeds ons grondwet aangepas en gesê ons wil die kampioen wees vir die regte van minderhede. Want Suid-Afrika is eintlik 'n land van minderhede wat tans staan onder 'n swart tirannie. Ek wil tog net een aanhaling vir julle gee wat kom uit 'n boek uitgeskryf deur Ella Gann en Peter Duigen. En die boek se naam is Why South Africa Will Survive en is geskryf hier rondom die oorgang in 94. As jy 'n land het, kom ons vat 'n land soos Duitsland, en ons sê almal in Duitsland is Duitsers, een volk, een taal, een kultuur, een godsdiens, een geskiedenisbelewing, almal is Duitsers. As daar 'n regeringsverandering kom, verander daar niks aan die wese van die Duitse volk en hulle voortbestaan nie. Die broodprys mag opgaan, inflasie mag afkom, die petrolprys mag styg, maar die wese van die Duitse samelewing is nie in gedrang nie. Maar as jy jouself bevind in 'n land van diversiteit en een etniese groep by die mag, soos wat die Afrikaner gehad het, en hy verloor die mag om watter rede ook al, verloor hy basies daarmee alles saam. Wat sê Ella Gann en Peter Duigen, ek haal vir julle aan, hy sê, en dit is dieselfde basis, hy sê, when a political party loses power in a democracy, it does not have its basic rights endangered, whereas ethnic groups that lose political power often lose everything else as well. En dit is die kern waaroor dit gaan.
Toe die Afrikaner die mag afgee deur F.W. de Klerk en die Nasionale Party, was dit 'n onoorkomlike werklikheid dat ons daarmee saam alles sou verloor en oor 30 jaar nou word dit voltrek. Ons mense het werk gehad in die staatsdiens, ons mense het werk gehad in die spoorweë, ons mense het werk gehad in semi-staatsinstellings, by Eskom, noem maar op, by al daardie plekke. Maar soos wat die ANC sy beleid voltrek het van swart bemagtiging en van regstellende aksie, is ons mense uitgedryf uit al daardie instellings uit in werkloosheid, in armoede in. En is baie maklik om te sê, nee, maar dit bevry ons, kom almal word gou entrepreneurs. Almal is nie entrepreneurs nie. Maar daar was geen sekuriteitsnet meer gewees vir die Afrikaner nie. Ons is uitgedryf. En daarom was die hele gedagte van 'n eie gebied, 'n eie staat, onvoorwaardelik nooit om prys te gee nie, want ons is nie vry nie en ons solank jy onder 'n vreemde regering staan, sal jy uitgelewer wees. En daarom het ons na 94, en ek kom terug na die historiese verloop, daarom het ons na 94 onmiddellik voortgegaan met die implementering van wat ooreengekom was in die akkoord. En dit het gelei tot die totstandkoming van die Volksstaatraad, 20 mense. En ek het nou nie vanaand die name nie, maar jy kan gaan kyk, dit is beskikbaar, wie het almal gedien op die Volksstaatraad. Maar die taak van die Volksstaatraad was, want beginsel 34 in die interim grondwet het gesê, indien 'n volksstaat tot stand sou kom voor die skryf van die huidige grondwet, dan moet die huidige grondwet daardie liggaam erken en vervat in die nuwe grondwet. Dit was goed en wel. Dit was doeteenvoudig nie moontlik gewees om tussen Desember 93 met die interim grondwet en die verkiesing van 94 te vorder hoegenaamd op daai stadium om skielik 'n volksstaat tot stand te bring nie. En natuurlik kan mens vandag 30 jaar terugskouend kyk en sê, hoe eerlik was die ANC in sy opregtheid in die onderhandelingsproses gewees. Die Volksstaatraad het tot stand gekom en hy moes onderhandel. En die ironie was, as jy terugskouend kyk, die interim grondwet is feitelik nooit geïmplementeer nie, want ons by die parlement kom na 94, is die parlement, die 400 lede wat verkies is, onmiddellik omskep om van tyd tot tyd sittings te hê as die Constituent Assembly, die grondwetskrywende vergadering. Die 400 mense het by mekaar gekom om dan 'n nuwe grondwet te skryf. As 'n Constituent Assembly, die voorsitter daarvan was uit die aard van die saak Cyril Ramaphosa en die ondervoorsitter daarvan was Leon Wessels. Nou daardie parlement van 1994 het die ANC gewen met 63% van die stemme en uit die 400 lede het die ANC gehad 252 lede. Was ANC gewees, die Nasionale Party het iets soos 82 gehad en nie een van die twee glo 'n volksstaat of Afrikaner vryheid of Afrikaner selfbeskikking. En binne daardie konteks, teen daardie oormag in, moes jy probeer om te onderhandel wat die implementering betref om suksesvol te wees, om iets gereg te kry op die pad na vryheid wat ons toe verloor het. Die Volksstaatraad het met sy werksaamhede begin en dit het gou duidelik geword dat daar 'n verskil van mening was binne die Volksstaatraad. En ek dink nie terugskouend 30 jaar later is dit vreemd dat daar 'n verskil van mening was nie. Want die vraag was gewees, waar is die volksstaat? In die verkiesing van 94 het 638.000 mense gestem vir 'n volksstaat op provinsiale vlak. Maar terugskouend 30 jaar later besef 'n mens dat elkeen wat gestem het, sy bedoeling was, hier waar ek bly, hier in my tuin, in my dorp, dis die volksstaat en ek dring daarop aan, ek wil hê dit moet deel van die volksstaat wees en daarom het ek daarvoor gestem. En dit het gemaak dat daar hoofsaaklik twee lyne en twee denkrigtings, twee standpunte was binne die Volksstaatraad. Die een was die gedagte om te sê, daar waar ons 'n historiese aanspraak het, naamlik die voormalige boererepublieke, die ou Transvaal en die ou Vrystaat. Dit is waar die volksstaat moet wees, want hulle was op 'n stadium onafhanklike boererepublieke, dis die volksstaat. Die ander argument was om te sê, die probleem met daardie gedagte is, dat ons is ongeveer 9% van die bevolking in Suid-Afrika, en dat in daardie spesifieke selfde gebiede is daar 'n oormag van mense wat nie Afrikaners is nie, wat daar woon, wat daar werk, wat die ekonomie bestuur en bedryf en wat aktief in die ekonomie is in dieselfde gebied. Die ANC was baie duidelik in sy voorwaardes vir 'n volksstaat rondom die konsep van die rassigheid,
geen diskriminasie, en jy mag op geen manier gediskrimineer het nie. Die dae van apartheid sou nooit toegelaat word, dat jy 'n onderskeid kon tref tussen mense wat binne 'n geografiese gebied was nie. En toe is daar gepoog om grense te trek in die noordelike gebiede, op 'n uiters kunsmatige manier, om 'n meerderheid daar te stel, wat Afrikaners en wit mense insluit en swart mense uitsluit. En dit was fascinerende kaarte gewees, wat gegaan het tussen elke dorp met sy swart woonbuurt, hier om die wit woonbuurt, ander kan die swart woonbuurt, en selfs binne in gebiede, is strate gewees wat internasionale grense sou wees, wat net nie haalbaar was nie, en die kern van daardie idee was gewees, dat Pretoria is die sentrum dan van so 'n volksstaat. Nou kan ek vir u vandag kategories sê, die ANC het dit nie vir een oomblik oorweeg, om Pretoria, die hoofstad van Suid-Afrika, wat hulle na 'n stryd van 1912 af nou beheer oor gekry het, af te gee aan die Afrikaner nie. Die Uniegebou, elke ambassade, elke staatsdepartement, al daardie plekke is in die stad, die hoofstad Pretoria. Daar was nie 'n oomblik ter sprake dat dit afgestaan sou word vir Afrikaner volksstaat nie. En as jy jou grense gaan trek en jy probeer kunsmatig mense wat ekonomie maak werk aan die ander kant van die grens het, is jy vry of is jy nie vry nie? As jou totale ekonomie daar afhanklik is van vreemde arbeid, wat elke dag moet instroom en uitstroom, en jy aanvaar, hulle gaan vreedsaam met jou saamwerk, is jy vry of is jy nie vry nie? Hoe veilig is jy? Die alternatiewe gedagte was om te sê, ons moet gaan kyk waar 'n eilbevolkte plek is, waar daar nie druk van getalle is nie. En dan moet jy daar, as jy werklik ernstig is oor selfbeskikking, 'n gebied gaan skep en ontwikkel. En aan die einde van die dag was daar 'n kompromie bereik, deur te sê, die Noordwes-Kaap, van die Oranje rivier af regdeur na die Weskus toe, waar binne die dorp Oranje geleë is nie 'n volksstaat nie, maar dit het die potensiaal om oor tyd as die Afrikaner wil te ontwikkel in 'n staat wat jy self beset, bewerk, beveilig en oor kan regeer, as jy dit kan wil doen. Maar dit was nie of die een of die ander nie, dit was en. Daarom is gesê, dat ander vorme en vlakke van selfbeskikking kan op ander plekke geld waar dit moontlik is. Deel van die pakket was 'n korridor gewees van Pretoria af na Maputo toe, deur Mpumalanga daai tyd wat die Oos-Transvaal was, om te sê dit moet 'n ontwikkelingsstreek word waar binne selfbeskikking tot die hoogste vorme uitgevoer kan word. Die gedagte was om te streef vir autonomie en Afrikaner rade rondom die kerngebied wat Pretoria betref ensovoorts. Dit was 'n totale pakket gewees. Maar die verskil van standpunt daar het 'n verdeling veroorsaak tussen mense. Nou is dit so dat 'n politieke party, en ek het dit ander dag genoem, ons is altyd baie keer almal eendragtig en eenstemmig op 'n saak en ons glo in wat ons doen. En dan gebeur daar iets buite die party, buite ons beheer. En dan vind ons skielik uit, maar ons reageer verskillend daaroor, waar ons vandag almal saamgestem het ons skielik sterk verskillende standpunte daaroor. Party voel absoluut onverbiddelik, dit moet sê nou maar in hierdie geval die Noordwes-Kaap wees, en ander sê onverbiddelik, dit moet Pretoria wees. En skielik kom daar 'n verdeling. En dit het intern veroorsaak, en ek is baie eerlik daaroor, dat daar konflik in die party ontstaan het. En verskille van mening, en ons het baie sterk standpunte gehad aan weerskante daaroor. U ken die federale raad van die party, wat die party se hoogste liggaam is. Die verdeeldheid op 'n stadium was so sterk gewees, dat die federale raad van die party vir praktiese doeleindes om te kan funksioneer, in twee gedeel het, naamlik 'n noordelike federale raad en 'n suidelike federale raad, as maniere om die party vorentoe te vat. Maar 'n party betaal 'n prys as jy interne konflik en geweld het, en ons moet daai les nooit vergeet nie. Toe die 99 verkiesing kom, gaan ons daardie verkiesing as 'n party in redelik verdeeld en met konflik in die party. En daar kom 'n uitslag in die 99 verkiesing 4 jaar later. 94 verkiesing, 95 kom die Volksstaatsraad tot stand, hy begin met sy werksaamhede, hy begin verslae indien, en toe die 99 verkiesing kom, is die werksaamhede nog nie afgehandel nie. Hulle is nog besig, daar is tussentydse verslae, al daai verslae is beskikbaar vandag, oor die teorie van selfbeskikking, oor die verskillende geografiese gebiede, ensovoorts. En in die aard van die saak, is die reëling met die ANC, dat wat ook al van die Volksstaatsraad afkom, moet ingevoer word by die grondwetskrywende vergadering, om opgeneem en gehanteer te word. Terselfdertyd het ons onderhandel in daardie tyd artikel 235 in die huidige grondwet, om die deur oop te hou vir selfbeskikking ongeag wat gaan kom. Maar toe kom die 99 verkiesing. En in die 99 verkiesing
is die kiesers, die tradisionele blanke kiesers wat oorweldigend vir ons gestem het in 94, ontnugter met dit waarvoor hulle gestem het toe hulle ja gestem het in die 92 referendum. Want die nuwe Suid-Afrika binne 5 jaar het hulle reeds ontnugter en is nie wat hulle gedink het paradys en maanskyn en rose hier in Suid-Afrika nie. Tony Leon kom na vore as die DP se leier met 'n aanslag wat sê fight back. En ons is nou moeg vir die ANC en ons draai ons rug op die ANC. Die effek daarvan is dat die Vryheidsfront Plus in die 99 verkiesing 75% van sy steun verloor by die stembus. Ons verteenwoordiging in die parlement word uitgewis van 9 plus 5 senatore na net 3 lede in die parlement en geen senatore nie. Die party word effektief by die stembus uitgewis. Die effek daarvan is dat die ANC onmiddellik na die verkiesing sê, ons beskou nie meer dat daar voldoende steun is vir die gedagte van Afrikaner selfbeskikking en 'n volksstaat nie. En van daardie oomblik af was die ANC nie geïnteresseerd om verder te onderhandel nie, was nie geïnteresseerd om verdere gesprekke te voer nie, en was die party in 'n krisis. En dan volg daar 4 termyne van 5 jaar, waar die party probeer om ons steun terug te wen, terwyl die party hom posisioneer rondom die aanpassing van sy missie, rondom die uitreik na ander gemeenskappe en minderheidsregte, tot ons kom in die verkiesing van 2019, 20 jaar later, waar ons tot 'n groot mate ons steun herwin het. Ek wil 'n laaste punt vinnig maak oor artikel 235 en dan gaan ek geleentheid gee, anders praat ek te veel. Ek wil vir Dr. Pieter vra om in te kom as ek amper klaar is, en ek wil vir Wynand ook 'n kans gee en dan gaan ons geleentheid gee vir vrae. Artikel 235 van die grondwet, ek ken die bewoording. Miskien moet ek hom net vinnig vir u lees, dat net op dieselfde bladsy kom, gee my net 1 sekond. Artikel 235 sê die volgende, en hy's 'n uitbouing van beginsel 34. Hy sê, the right of the South African people as a whole to self-determination. Die Suid-Afrikaanse totale bevolkingsreg op selfbeskikking. Soos as manifested in this constitution, does not preclude, sluit nie uit, within the framework of this right, the recognition of the notion of the right of self-determination, sluit dit nie uit, die erkenning van die reg op selfbeskikking van any community, sharing a common cultural and language heritage within a territorial entity in the Republic or in any other way determined by national legislation. Dit beteken, binne die konteks van wat onderhandelbaar was in daai tyd, kon jy nooit met die ANC, onthou nou, die artikel 235 moet goedgekeur word deur die grondwetskrywende vergadering, waar die ANC sit met oor die 250 lede, met die nasionale party se 82, dis ver oor die 300 uit die 400, sonder hulle samestemming gaan jy nie artikel 235 in die grondwet kry nie. Daar was geen manier wat die ANC of die nasionale party of die DP of die IFP sou instem, dat artikel 235 'n bepaling gehad het wat sê jy kan 'n volksstaat of 'n eie gebied tot stand bring buite die grondwet van Suid-Afrika, wat beteken jy kan totaal sessie pleeg, jy kan die bande breek en 'n onafhanklike staat wees nie. Geen manier nie. Ons weet dit. Ons het dit geweet van dag 1 af. En daar word groot gewag gemaak om te probeer belaglik maak van hoe dom was ons, dat ons nou wragtig nie beter geweet het as 'n grondwet artikel te onderhandel wat dit nie toelaat nie. As ons in beheer was en die grondwet artikel self kon skryf, sou hy totaal anders gelees het en voorsiening gemaak het vir volwaardige vryheid. Maar binne die konteks van daai tyd is dit hoe ver jy dit kon kry, om dit eenparig deur die parlemente gekry het, dat die deur oop is vir selfbeskikking, dat ons vanaand kan praat oor selfbeskikking, dat ons dit kan nastreef, en dit is nie hoogverraad nie. Ons is nie in die moeilikheid internasionaal, omdat ons durf staan vir hierdie ideale nie. In ander lande word mense toegesluit as hulle beywer vir vryheid en selfbeskikking. So dis hoe ver jy kon gaan. En dan die bepaling wat sê, dit moet wees in terme van wetgewing. Nou wil ek net vinnig hier 1 punt kry, ek kom net vinnig soek. Die ander kritiek wat gekom is om te sê, ja, maar daar moet wetgewing wees, en ons het nou so sleg soos wat ons is, het nooit toegesien dat daar wetgewing is nie. Hoekom het ek nie die wetgewing ingedien nie? En dit is werklik waar gebaseer op onkunde. Daar is 24 gevalle in die huidige grondwet, en ek kan vir julle noem, elke een. Artikel 33, 65, 94, regsdeur, 24 gevalle in die grondwet, waar die grondwet bepaal,
deur te sê dit en dit en dit, en dan moet dit en dit gereël word, moet deur wetgewing. Moet deur wetgewing. Dit gaan oor burgerskap. Dit gaan oor regverdige administratiewe optrede. Dit gaan oor die verkrygingsbeleid, instel van die tesourie. Daar moet wetgewing wees. Dis nie wat staan in artikel 235 nie. Daar staan nie daar moet wetgewing wees nie. Wat beteken dit? Die verkryging van vryheid, die verkryging van selfbeskikking het twee komponente. Hy het 'n staatkundige komponent en hy het 'n politieke komponent. In die eerste plek moet die grondwet moontlik maak dat dit kan gebeur. Dit is hoekom artikel 235 belangrik is, hoekom hy daar moet wees, die grondwet sê dit. En as jy gaan kyk na die grondwethof se uitspraak in 96 met die sertifisering van die huidige grondwet. Die grondwethof moes die huidige grondwet sertifiseer dat hy voldoen aan die 34 grondwetlike beginsels in totaliteit. Dan sertifiseer die grondwethof die huidige grondwet deur te sê ja, hy voldoen aan die beginsels. En as hy kom by artikel 34, dan sê die grondwethof dit voldoen, artikel 235 voldoen aan die beginsel 34 van die grondwet, dit is grondwetlik. En dan sê die grondwethof in sy uitspraak, dit was vir die politieke grondwetskrywers het besluit om die deur vir selfbeskikking oop te hou. En die deur bly oop, maar dit is 'n politieke proses en wanneer die politieke proses voltrek word, kan dit geïmplementeer en deurgevoer word. Aan die eerste plek, die grondwet moet daarvoor voorsiening maak, dit is die geval. Maar terselfdertyd is dit 'n politieke proses. Daar is nie 'n meganisme wat Hein Marx probeer voorgee van een of ander regsproses, wat jy sekere vorms gaan afhaal by 'n kantoor, en jy vul die vorms in, en dan gaan jy oor see en jy kry een of ander plek waar jy dit inhandig, en dan sit iemand daar en hy gaan die vorms na, en hy merk af, dit is reg, dit is reg, dit is reg, 1, 2, 3, lui 'n klok, julle voldoen daaraan, julle is onafhanklik, julle het vryheid nie. Daar bestaan nie so iets nie, dis 'n leuen. Want as daar so iets bestaan het, hoekom is Quebec nog nie vry en onafhanklik nie? Hoekom is die Palestynë nog nie vry en onafhanklik nie? En die Skotte, en Noord-Ierland saam met Ierland verenig, en die Baske en die Katalane. Daar bestaan nie so 'n proses wat iemand net 'n regsproses volg, en dan skielik is jy vry nie. Daar moet 'n regsproses moontlikheid wees wat dit moontlik maak, maar in die finale instansie is dit 'n politieke proses, wat die deurslag daarvoor gee. En daarom het die Vryheidsfront nog nooit gedink dit sal slim wees, om wetgewing te probeer indien en vir die ANC te vra, skryf julle die wetgewing, of keur julle wetgewing goed oor hoe ons vryheid moet lyk nie. Ons weet mos hoe lyk die ANC, ons weet mos wat het geword van die ANC, dit sal die vernietiging wees van ons vryheidsideaal, om dit in die hande van die ANC te gaan plaas. Dit het gelei tot hier in 2017, het ons begin sê vir mekaar, ons moet begin werk aan konsepwetgewing vir selfbeskikking artikel 235, nie vir die ANC nie, vir ingeval daar 'n koalisieregering tot stand sou kom in 2019, en ons is deel daarvan dat ons dit kan invoer in die grondwetlike proses om dan die wetgewing waarvan ons deel van die regering is, deurgevoer te kan kry om ons vryheid moontlik te maak. Dit was die gedagte. En natuurlik, daar word verwys na die SKA, die strategie, ek weet nie wat se komitee of wat ook al Afrikaners wat deel was daarvan. Ons het saam met hulle dit geskryf. Die Vryheidsfront Plus het die kostes betaal vir daardie wetgewing. Ek het met advokaat Koot Meiburg saamgewerk. Maar van dag 1 af het die Vryheidsfront vir hulle gesê, dis ons proses. Ons bepaal of ons dit ingee of ons dit nie ingee nie. En wanneer en nie wanneer nie. Ons gaan nie opdragte vat van 'n buiteliggaam wat nie deel van die politieke proses is en ons vryheid op die altaar gaan lewer vir die ANC om te vernietig nie. En toe 2019 kom en daar's geen koalisie nie, het ons nie daarmee voortgegaan nie, dit sal dwaas wees. Ons weet nie wat gebeur oor 10 dae in hierdie verkiesing wat nou kom nie. As daar 'n beter regering kom wat ons ideale kan onderskryf en goedgesind is, die veelparty handves is ten gunste van die afwenteling van gesag tot op die laagste vlak, kan ons die deur oopkry om te begin om daai deur oop te forceer. Maar daarvoor moet ons die nodige steun bewys, ook by die stembus en goed doen as 'n party. Dit was 'n baie vinnige oorsig, vriende, van die breë konteks, maar ek neem ten sterkste beswaar as Johnny Come Lately's, wat 21 jaar en 30 jaar later op die toneel kom, wat hoegenaamd nie vir een dag betrokke was by hierdie stryd oor vryheid nie, kom sê hoogverraad teen die Afrikaner. En dan moet ek vir eerlikwaar sê, gelukkig wat voorspelbaar was, ons mense is slimmer as dit. Die sogenaamde slag van Centurion was 'n totale belaglikheid, daar 30 mense opgedaag, en intussen tyd het dit in die sand geloop en daar het niks van gekom nie. Ons mense is intelligenter as dit. Ons vryheid
moet ons hoogste ideaal bly. En niemand is stel soveel belang of moet soveel belang stel as onsself in hierdie gedagte nie. Ek verwelkom die gesprek vanaand, ek dink dit is baie noodsaaklik. Intussentyd het ons 'n politieke skool begin en ek dink deel van daardie proses, en Wynand kan self praat daaroor, moet ons modules gaan uitbou oor die detail van hierdie goeters. Presies wat sê die akkoord? Presies wat spel ons uit oor artikel 235, die bepalings in die grondwet, die prosesse internasionale reg, dat ons onsself experts word op ons terrein, want ons opponente in die ANC is nuwe jong mense, is experts op hulle terrein en ons moet wees op ons terrein. Ek laat dit eers daar, dankie vir die geleentheid en dankie vir die stilte en vir die aanhoor. Ek wil